U net kom groot maak vanmôre. Want ons het ingestap in u goddelike teenwoordigheid in. En Vader, dankie dat u vir ons toelaat om by u te wees. Jesus, dankie dat u 'n pad oopgemaak het vir ons om in die heerlikheid van ons goddelike Vader te kan wees. Heilige Gees, hierdie is u dag. Hierdie is u diens. En ons vra, kom werk met ons harte vandag. Here, kom werk met ons gedagtes. Ons kom net vanmôre en ons maak 'n verklaring, Here, dat ons onderwerp ons aan u gesag oor ons. Maar Here, terselfdertyd kom ons ook net en ons maak 'n verklaring dat die grootste liefde wat ons ooit kan kry, kom van u, ons God af. Here, ek vra dat u regtig in ons harte inspreek vanmôre. Dat ons, Here, as ons uit hierdie plek uitstap, sal weet dat daar iets groter in ons lewe is as wat ons gedink het. Ons verheerlik u en ons gee eer aan u, ons koning. Amen. Amen. Nou ja, ek het nie 'n maklike boodskap vanoggend nie. Want ek studeer het die dosent wat vir ons geleer het hoe om te preek en alles, hy gesê, daar's 2 dinge wat jy nooit doen as jy preek nie. Hy sê die eerste een is, jy daag nooit die gemeente uit nie. Jy challenge nie die gemeente nie. En die tweede ding is, jy praat nie politiek van die kansel af nie. So ek bieg nou al klaar, ek breek vanmôre al 2 daai reëls, so 'n bietjie. Maar ek glo dat die Here met ons wil werk en dat hy ook sy plan met ons het. Ek gaan weer vandag, volgende week en die week daarna is dit so 'n klein reeksie wat ek met julle wil deel. Ons gaan vandag kyk oor wat is die effek van leuns op ons lewe, maar ook oor herlewing. So ons praat bietjie vandag oor herlewing. En volgende week wil ek jou challenge met die vraag oor wat is jou Kersfees? Wat is jou Kersfees? En dan die laaste Sondag van die jaar gaan ons net praat om net so, die tema is 'n oomblik in die teenwoordigheid van God. So ek wil jou uitnooi ook om daai dienste saam met ons te kom deurbring. Goed, kom ons praat oor bekering en die uitvloei daarvan, herlewing. En ek gaan spesifiek 'n bietjie kyk. Ons is in Suid-Afrika en daar's klomp goed wat gebeur in Suid-Afrika. En ek het net die vraag van my begin vra is, hoekom was daar nog nooit 'n groot herlewing in Suid-Afrika nie? Hoekom was daar nog nooit 'n blywende herlewing in Suid-Afrika nie? Wat is in die pad daarvan? Want daar was hier en daar herlewings gewees. Ek gaan so 'n bietjie gesels daaroor. Maar wat sê God in sy woord vir ons? Wat is bekering? En wat is dit wat gedoen moet word om herlewing te kan kry? Hierdie week is dit gelofte dag. Ons het die week daarna Kersfees. Ons het klomp dae wat ons vier. En ons gaan 'n bietjie kyk spesifiek, wat is die geestelike effek van daai dae? Maar kom ons lees eers saam met Joël 2, net vers 12 en 13. Die Here praat met die volk en dan kom sê hy, as hy self wat praat, want hy maak 'n verklaring en hy sê, selfs nou, verklaar die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, met vas en ween en rou. En dan luister hierso, skeer julle harte en nie julle klere nie. Bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en hy het berou oor 'n rampspoed. Nou hier is 'n mond vol.
Ek is seker daarvan, as ek vir julle vanmôre vra, steek net vir my jou hand op, wie het nou al amper genoeg preke gehoor oor bekering? Want ja, ons sê, daar word nie meer bekering gepreek nie, maar daar word bekering gepreek. Maar wat is die gevolg van daai boodskappe wat uitgaan? Want watter bekering word van ons kansels af gepreek? Nou kom ons kyk wat sê Joel. Want hierdie is so 'n groot teks in God se woord. As hy met ons praat, ja, daar's baie tekste wat sê hoe ons tot bekering moet kom. Psalm 51, Dawid sy hele hart uitgestort voor God oor sy sonde. En hy sê daarso, jy kan amper die stappe lees daarin wat hy gedoen het om tot bekering te kom. Maar Joel praat met ons. En die eerste ding wat hy vir ons sê, daar's 'n dringendheid by God dat ons tot bekering moet kom. 'n Dringendheid, selfs nou. En dit is 'n uitroep van God af dat ons nou daadwerklik en waaragtig tot bekering moet kom. Sodat daar sekere goed kan gebeur wat hy voorberei het. En hierdie bekering moet onvoorwaardelik wees. Bekeer julle met julle hele hart, nie met dade nie. 'n Opregte hartseer, druk hartseer uit deur vas, ween en rou, maar fokus op 'n innerlike transformasie. Skeer jou hart. Nou kom ek sê gou vir julle iets oor vas. Dis 'n Bybelse beginsel. Maar as ek die dag, julle kan van Marita vra, wat gebeur met my as ek nou die vanoggend opstaan en ek sê vir haar, luister, ek gaan nou die volgende 3 dae gaan ek nou vas oor hierdie ding wat ons 'n antwoord wil hê by die Here. Weet julle wat? 10:00 loop ek yskas toe om iets te soek om te gaan eet. Want ek kan nie vas uit myself uit nie. Want daai oomblikke wat die Here vir my gesê het, nou wil ek jy moet vas. Dan is dit water. En ek word al sterker van daai water. So ek kan dit nie uit myself uit doen nie. Dis daai oomblik wanneer die Heilige Gees kom en hy jou roer, hy jou hart roer, dat jy nie oorgee. God wys sy karakter vir ons in hierdie teksgedeelte. Hy word beskryf, luister, genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefdevolle toewyding, wat bekering 'n hoopvolle daad maak. God se hart vir jou is altyd oop. God se hart vir ons is om te bekeer, sodat daar herlewing kan kom. Want ons sit elke Sondag en praat met mekaar oor bekering. Bekeer julle, los hierdie nonsens van julle, doen dit. Jy sien, maar daar's nou al soveel boeke geskryf oor bekering. Daar's al soveel riglyne gegee oor bekering. Die woord van God sê presies vir ons wat ons moet doen. Nou weet jy, ek kan nie vanmôre vir jou sê hoe jy by daai plek uitkom dat jy jou hart skeer nie. Ek het hierdie week baie gedink daaroor. Hoe skeer jy jou hart voor die Here? Hoe skeer jy jou hart voor die Here? Dis daai oomblik wanneer jy jouself uit die pad uitvat, dat jy niks is vir hom. Dat daai sonde van jou uitstaan en dat dit is wat jou breek. Dat jy breek oor dit wat jy verkeerd doen. Dat jy breek oor jou ongehoorsaamheid teen God. Hierdie God wat so beskryf is, liefdevol, alles is daar. En die Here sê vir ons hierso, kyk 'n bietjie as jy bekeer. Ek is 'n God wat my hart vir julle oopmaak. As julle na my toe kom met opregte harte, met geskeurde harte, dan gaan die dinge verander. Dan gaan daar iets anderster in jou verhouding met hom wees. En hierdie is 'n goddelike uitnodiging
vir ons almal om werklik waar by hom uit te kom. Ons kan die hele Nuwe Testament vanmôre hier vir mekaar lees. Ons gaan daar sien wat Jesus gedoen het. Ons gaan daar sien wat ons moet doen. Maar ek het al 'n paar keer hier van die preekstoel af gesê, dit begin by jou. Dit begin by jou. Dis 'n terugdraai. Dis 'n herstel. Dis om op 'n plek te kom dat God jou weer maak wie hy jou oorspronklik gemaak het. Sodat jy kan aangaan met dit wat hy oorspronklik vir jou bedoel het om te doen. Dis 'n heilige afsondering. En ek wil hê julle moet hierdie onthou oor wat ek net nou gaan praat. Is 'n heilige afsondering. Jy gaan nie meer die pad stap wat jy gestap het nie. As ons kyk na ons samelewing vandag, ek het net nou gesê, weet dit is gelofte dag, dis Kersfees. Het goed in die land gebeur, ons het 'n grensoorlog gehad, ons het 'n boereoorlog gehad. Ek wil vanmôre vir jou vra, en ek vra dit, die Here weet vanmôre, ek vra dit met groot hartseer in my hart. Al die goed wat in hierdie land gebeur het, waaraan ons vashou, wil vashou aan gelofte dag, ons wil vashou aan Kersfees. Ons, die ouer manne wat grensdiens gedoen het, as hulle by mekaar kom praat julle oor daai tyd. Al hierdie goed wat gebeur het daar hernuwing plaasgevind uit dit uit. Ons hou, in hierdie land het ons al hoeveel mighty men byeenkomste gehou, en mighty women byeenkomste gehou. Daar's 'n paar manne wat in die bediening gegaan het daarna, maar hy het daar herlewing gekom uit hierdie goed uit. Kom ons kyk 'n bietjie dieper vanmôre. Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Dis algemeen bekend dat die eerste uitstorting van die Heilige Gees hier in Suid-Afrika het in Woester gebeur, en Romario se kerke daar. Maar dis die eerste leuen wat ek vanmôre met jou wil breek. Dis die eerste leuen wat gebreek moet word. Gelofte dag, 16 Desember 1838. Is daar 'n gelofte gedoen voor God? 'n belofte gedoen oor sekere goed wat sou gebeur het. Hier is nie 'n geskiedenisles nie, ek noem dit vir jou want ek wil wys daar's 'n goddelike boodskap in al hierdie goed vanoggend. Paar dae na die slag van Bloedrivier, Andries Pretorius saam met sy sekretaris gesit, hulle die gelofte wat afgelê is neergeskryf. In daai gelofte wat hulle neergeskryf het, was daar nie 'n Sondagsklousule in gewees nie. Hulle gepraat van die huis wat hulle vir die Here sal oprig. Daar's geen bewoording in daai opteken van daai gelofte gewees dat dit 'n Sondag gehou sal word daarvoor nie. Sarel Silje, die dominee, op sy sterfbed dikteer hy die gelofte en hy bring 'n Sondagsklousule in. En van daai dag af is daar 'n bekleierery onder die afstammelinge van daai voortrekkers wat betrokke was in daai slag. En die een sê, jy kan nie jou nageslag bind nie. Die ander sê, ja, jy kan jou nageslag bind. God sê in sy woord, 'n mens kan nie 'n dag heilig nie. Ek en jy kan nie 'n dag afkondig wat ons heilig nie. Dit alleen God kan dit doen. Maar ek en jy kan heilig lewe. Ons kan heilig lewe. So wat is die waarheid nou? Daar's vandag eintlik 4 of 5 verskillende weergawe van die gelofte. Kom ek sê vir julle, kom ek en jy staan vandag op voor die Here.
Dit wat die voortrekkers daar gesê het, ons gaan 'n gebou vir die Here oprig. Daar's die gelofte kerk is in Pietermaritzburg. Hy staan nog steeds daar. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, wat is jou gelofte gebou? Wat is jou gelofte kerk? Jy sien, want as ek die woord lees, en ek lees hoe my verhouding met God moet wees, daai huis waarin ek bly, die huis waarin jy bly, die vertrek waarin jy bly, die woonstel waarin jy bly, waar jy bly, is jou gelofte kerk. Want jou huis moet 'n huis van gebed wees. As ons kerke oprig, en daai geboue is nie 'n gebou, 'n huis van gebed nie, wat beteken dit dan? Jy sien, want die gelofte is afgelê, maar daar is geen bekering geen herlewing wat daar uitgekom het nie. Ja, daar's 'n kerk gebou, daar's 'n voortrekker monument gebou, en elke jaar 16 Desember is daar nog steeds 'n bekleierery, gaan ons of gaan ons nie. Maar daar het nie herlewing gekom uit dit uit nie. Dan moet herlewing in jou huis wees, dan moet herlewing as ek by daai huis van my instap, moet ek weet, hierdie is 'n plek van gebed. Dis 'n plek waar ek die Here aanbid. Dis 'n plek waar ek kan gaan sit en kan onthou wat God in my persoonlike lewe al alles vir my gedoen het. Nie een enkel ding uitsorteer nie. Want God is elke dag besig om te werk in jou lewe. En dis wat jy moet onthou. Dis wat jy moet onthou. Maar kom ek gaan terug, ek het gesê, Andrew Murray, 1860, die uitbreek van die Heilige Gees, of die oopbreek van die Heilige Gees daar. Daar's 'n insident voor dit gewees. En nou moet julle baie mooi luister. En ek weet nie waar is die bestuur waar julle almal sit nie, en wat met my gaan gebeur na vandag se diens nie. 1859, 'n jaar voor die Woester insident. Luister mooi. 20 jaar na die slag van Bloedrivier, is daar 'n oopbreek van die krag van die Heilige Gees onder die Zulu volk in KwaZulu-Natal. By die sendingstasies kom daar klomp van hulle tot bekering. Hulle nagte deur gebid en het gesprei na die krale toe. Daar's 'n goddelike herlewing gewees onder die Zulus. Maar weet julle wat? Iewers ter langs die pad het dit doodgeloop. Iewers ter langs die pad het dit doodgeloop. Die woord is verkondig. Die charismate, ze hou van lekker hard bid, en as ons tale bid, dan bid ons hart en alles. Hierso wat daar gebeur, daar's net so, die gebedsessies was hard. Daar's gehoor wat gebeur. Dit was nie 'n stille gebeurtenis nie. By Andrew Murray hulle, toe dit daar gebeur, het saam gebid, die jong kleerlingmeisie. Sy het geworship, hulle het begin bid, en die Heilige Gees het op hulle geval. En almal wat daar was, het 'n dreuning gehoor aankom. Dit was nie stil gewees nie. Hulle het deernag gebid. En mense het onder die krag van die Heilige Gees gekom. Die kerke wou dit gestop het. Hulle kon dit nie stop nie. Ek wil saam met hierdie insident teruggaan. 1650s is daar wet in die Kaap gemaak. 'n Wet gemaak dat kleerlingmense nie gedoop mag word in die kerk nie. Geen herlewing daar nie. Die uitstorting in Woester. Ja, daar het bietjie groei gekom, maar uit dit was daar 'n herlewing vir hierdie volk. Nee, daar was nie. Kom ons gaan boereoorlog toe. En hier sit vanmôre 'n paar
Engelse boeties en sissies, so wat ek nou met jou praat, is nie weer die boereoorlog oor nie. Ek wil met jou praat oor wat God gedoen het in die boereoorlog. In die eerste leen wat ons moet breek, die Britse gesant in Suid-Afrika, Lord Milner, begin in die geheim wette opstel. En hy stuur vir die koningshuis 'n brief. Ek begin 'n beleid van segregasie. I'm starting a policy of segregation in South Africa. 1900. Hy was die oorsaak van die boereoorlog ook. En hier's 'n oorlog in Suid-Afrika en 'n klomp van die Suid-Afrikaners, en ek noem hulle nie vanmôre die boerevolk nie, die Suid-Afrikaners, want daar's Engelssprekendes, daar's mense van kleur wat almal saam beklei het. Hulle was saam op kommandos gewees. Hulle word gevang deur die Engelse, hulle word reg oor die wêreld na krygsgevangene kampe toe gestuur. St. Helena, Ceylon, Indië, Engeland toe. En daar's van die leraars wat saam met hulle is, wat onder die krag van die Here kom, en hulle begin op al hierdie plekke gelyktydig, sonder dat daar 'n WhatsApp boodskap was, sonder dat daar 'n telefoonoproep gemaak is, begin hulle bekering preek in hierdie kampe. Hulle begin bekering preek in hierdie kampe. En daai mans kom kragtadig tot bekering. Ek wil een insident wat in St. Helena gebeur het, sommer net vir julle uitlig. Daar's een van die boere wat daar was, wat een aand, toe kom ek sê net eers reg oor die wêreld, gelyktydig, oor 'n kwessie van 'n paar dae, is daar 'n uitstorting van die Heilige Gees op hierdie krygsgevangenes, op hierdie Suid-Afrikaanse krygsgevangenes. Oral in die kampe kom hulle kragtadig tot bekering en hulle word gedoop met die Heilige Gees. Daar's net 'n ander ding wat gebeur het. In St. Helena, een van hierdie boere wat tot bekering kom, was 'n klomp van hulle 'n paar wat tot bekering gekom het, en hulle kom in die aande by mekaar en hy staan op, want daar's van hulle wat die goed begin bevraagteken, hy staan op, hy sê, ek wil net vir julle sê, 'n paar dae terug, of daar op die slagveld, Jakob, wat saam met my op die plaas gewerk het, ek vra vir hom, gaan haal net gou vir ons water, en hy word raak geskiet. Hy sê, en ek kom by Jakob, en Jakob sê vir my, jy het geweet van die bloed van Jesus. Maar jy het nooit met my gepraat daaroor nie. Ek gaan nou dood. Ek gaan nie lewe nie. En Jakob is dood. En daai klomp mans breek voor die Here. Hulle begin huil en ween. Hulle kom tot bekering. 147 van die wat van St. Helena afgekom het, is in die bediening in, toe hulle teruggekom het. Is van hierdie mans wat van die buiteland af terugkom Suid-Afrika toe, en van hulle word evangeliste en sendelinge. Daar's 'n bietjie van 'n herlewing wat plaasvind. Maar ons sit hier, ons ken nie eers hierdie goed nie, ons weet nie van hierdie goed, en ek praat nie net van die land se geskiedenis nie, hierdie is Bybelgeskiedenis ook. Dis kerkgeskiedenis. Ons sit met al hierdie goed wat gebeur, maar waar is herlewing? Hoekom het daar nog nie 'n grootskaalse herlewing plaasgevind in Suid-Afrika nie? Die woord van God word openlik gepreek elke Sondag.
Gaan kyk wat gebeur in China op die oomblik. Gaan kyk wat gebeur in van die oosterse lande, in Afghanistan, waar hulle agter geslote deure moet sit. Want hulle weet hulle kan enige oomblik doodgemaak word. Daar groei die kerk, daar is die herlewing. Ons sit hier, ons het, hoeveel Bybels het jy in jou huis? Ek wil vanmôre vir jou die vraag vra, en dis nou waar die challenge gedeelte ook inkom. Ons is nie almal dominees of pastore of kerkleiers nie. Maar ek neem aan dat elke persoon wat hier sit vanmôre het op 'n stadium 'n ontmoeting met die Here gehad. Nadat jy jou ontmoeting met die Here gehad het, met hoeveel mense het jy al gepraat oor die bloed van Jesus? Met hoeveel mense het jy al gepraat oor wat Jesus gedoen het? Jy sien, ek wil vanmôre vir jou 'n ding kom vertel hierso. En dis iets wat die Heilige Gees my moes gewys het. Want dit is maklik vir ons om vir iemand te sê, jy moet jou hart vir die Here gee, want hy het in die kruis vir ons gesterf. Dis hoe ons met mense praat, wanneer ons met hulle praat oor bekering. Jy moet jou hart vir die Here gee. Ons doen 'n sondaarsgebed saam met hulle. My vraag aan jou is, met hoeveel mense het jy al gesit om hulle te help om regtig tot bekering te kom? Want dis ons almal se taak. Jesus het gesê, gaan maak disippels. Gaan maak disippels, die disippels word buite die kerk gemaak, dan bring ons hulle in die kerk in om hulle te leer. Dis die opdrag van Jesus. En dan kom ek gaan jou nou nog verder challenge vanoggend. Want dis maklik vir ons om te sê, Jesus het vir jou aan die kruis gesterf, vir jou sondes. Nee, ek het dit al hier van hierdie preekstoel af gesê, en ek gaan dit nog 'n baie keer hier vandaan af sê. Jesus was lewendig aan daai kruis toe God hom gestraf het. Hy was lewendig, want toe die duisternis breek, was sy woorde gewees, dit is volbring. Hy het 'n verklaring gemaak dat God se straf, God se wraak op hom uitgegiet was vir ons. Nou wil ek vanmôre vir jou vra. Ek wil vir jou sê wat dit beteken. Ek wil jou voorstel aan 'n ander sy van Jesus. Jesus het tussen my en God ingestap. Hy het tussen my en God ingestap om te keer dat God my nie vernietig nie. Hy het tussen my en God ingestap sodat ek nie hoef hel toe te gaan nie. Hy het tussen my en God ingestap sodat ek 'n lewe in God kan hê. Dit is wat Jesus vir jou kom doen het. Want met dit wat hy aan die kruis gedoen het, dit wat Jesus gedoen het, om God se wraak op hom te vat, het herlewing op hierdie aarde begin. Hy's dood, hy's opgestaan, hy het hemel toe gegaan, hy sê vir sy disippels, wag. En hulle wag, en daar's 'n uitstorting van die Heilige Gees. En Petrus gaan sit nie gou-gou en skryf 'n dokument nie. Hy gaan sit nie gou en skryf 1.1 doen dit, punt 2 doen dit, punt 3 doen dit nie. Nee, hy stap uit daai boefretrek uit en hy praat met die mense want hulle sê, "Wow, hierdie is 'n klomp dronkaards, kyk net wat hier aangaan." Wat doen hy? Al wat hy doen is, hy verklaar en hy verkondig die evangelie boodskap van verlossing. En sonder handleidings kom daar op daai oomblik 3000 mense tot bekering en die herlewing begin en die groei van die kerk begin. En dis hoekom ek en jy vandag in hierdie kerk kan sit, is oor daai boodskap wat Petrus gebring het.
Want hy sê vir die mense, wat julle hier sien gebeur, gaan gebeur met elkeen in die toekoms wat vir Jesus aanneem. En as ek nou sê vir Jesus aanneem, dan is dit volgens Joel se resep. Breek jou hart. Want Jesus het voor God gaan staan om jou te beskerm. Weet jy wat dit beteken? Dit beteken dat as ek dit aanvaar, as ek aanvaar dat Jesus tussen my en God kom staan het om my te beskerm, dan moet my hart daar breek, dan moet my hart skeur, en ek moet daar 'n pad begin loop, dat daar herlewing kom uit my ontmoeting met Jesus. Ek onthou 21, 22, 23 jaar terug, toe ek 'n ontmoeting met die Heilige Gees gehad het. Ek het teruggekom Suid-Afrika toe. Mense moes my stil maak. Ek het wil tot vir die honde en die katte net vertel het van Jesus. En die Here het my stil gemaak en sê, jy's nie 'n oorlogboot nie. Jy's 'n vissersbootjie. En die Here kom sê vanmôre vir jou, hy roep jou om deel te wees van daai vissersbootjies. Petrus hulle was vissermanne, hulle het 'n oud bootjie daar gehad. Hulle het nie groot trollers en tankers gehad waarmee hulle vis gevang het nie. En die Here sê vir hulle, Petrus, ek maak van jou visser van mense. Petrus glo vir Jesus. Hy los alles, hy loop agter Jesus aan. Maar hy laat toe dat die werking wat Jesus na ons toe gebring het, ook werk in hom. Is jy bereid om vandag totaal op 'n ander pad te gaan? Totaal toe te laat dat die Heilige Gees so in jou werk, dat daar uit jou verhouding met die Here uit herlewing kan kom. Ek persoonlik dink, ons gaan 'n herlewing sien in hierdie land, as ons mekaar se hande kan vat en sê, ek aanvaar jou soos wat jy voor die Here is, soos wat die Here jou aanvaar, om saam te staan met mekaar, om hierdie gemeente, om saam te staan, hande te vat en te doen wat die Here in hierdie gemeente wil kom doen. Want as ek en jy, kyk net gou om jou, ek weet nie hoeveel mense sit in hierdie vertrek vanmôre nie. As elkeen van ons een boodskap van verlossing aan iemand anders ter bring. Net een boodskap, een persoon wat jy waaragtig help om totaal hartverskeurende ontmoeting met die Here te hê, dan verdubbel ons al klaar 100%. Mag ons dit 100% groei. En as hierdie gemeente verdubbel soos wat ons nou hier is, en hulle gaan praat, dan is daar weer 'n verdubbeling. Jy sien, daar's 'n ding wat Jesus vir ons kom wys het met die breek van daai broodjies en die breek van daai visse en die uitdeel daarvan. As ons gaan doen wat hy vir ons sê, gaan daar oorbly, daar gaan oorgenoeg wees. Want Joel sê, as jy verder lees, dan sê hy, kyk dalk, as jy terugdraai na die Here toe, of waar nie vir jou 'n blessing gaan wees nie, of die landerye nie gaan oorloop nie. Want dit is God se boodskap vir ons. Hy wil hê, daar moet herlewing wees. Ons hou so vas aan hierdie dae, en ek wil dit eintlik sê vanmôre, in die vraag vra, het gelofte dag, het Kersfees, wat se daar ook al, het dit nie groter geraak as God nie. Want dis maniere wat ons wil doen. Wat moet ek onthou uit Kersfees uit? Wat moet ek onthou uit die 16de Desember uit? Wat moet ek onthou uit al die goed wat gebeur het? Ek moet onthou die goedheid
van God en wat God al alles gedoen het. Gaan kyk 'n bietjie in die Ou Testament. Hoeveel keer het die Here daar gesê, as jy met die mense praat, julle ouers, julle oupas en julle oumas het klaar vergeet wat ek vir hulle gedoen het. Laat ons opstaan en nie vergeet wat God vir ons kom doen het nie. Laat ons opstaan en nie vergeet waarom Jesus God se wraak vir jou sonde op hom gevat het nie. Laat ons nie vergeet dat Jesus die kerk kom vestig het op aarde, sodat daar herlewing kan wees, sodat mense tot bekering kan kom, sodat daar 'n draai kan kom. Want dit is die opdrag wat hy vir ons gegee het, totdat hy die dag terugkom. Totdat hy die dag terugkom. Ek wil afsluit vanmôre. Ek weet nie wie van julle het die boodskappe gekry oor die privaat wet wat by die parlement ingedien word nie. Wat dit 'n kriminele oortreding maak as jy praat oor Israel. Nou ons preek nie baie Israel nie, maar ons weet dat God 'n plan met Israel het. Ons weet dit is waar Jesus eendag op die Olyfberg gaan staan wanneer hy terugkom. Maar daai wet, ek wil dit kom breek vanmôre en sê dit sal nie deurgaan in die parlement nie. Dit sal nie gebeur nie. Ek sê nie ons moet begin om elke Sondag te praat oor Israel nie, maar kom ek en jy praat elke Sondag in ons huise in die week waar ons gaan oor die God wat ons uit Israel uit leer ken het. Want dis waar Jesus aan 'n kruis gehang het. Dit was die spesifieke plek. Maar sy daad, die gevolg van wat Jesus gedoen het, het herlewing gebring. Kom ek en jy begin vandag ernstig bid. Kom ons begin by ons eie lewens. Laat ons bid dat daar herlewing begin in ons verhouding met die Here. Want 'n verhouding met die Here is nie 'n straf nie. Dis die grootste ding wat ooit in jou lewe kan gebeur, is om in daai verhouding met God in te kom. En toe te laat dat die Heilige Gees in jou werk, toe te laat dat God jou in plekke instuur en met mense te praat waar jy 'n impak in hulle lewens kan hê. Die woord sê, ja, daar gaan 'n afval wees, hoe nader ons kom aan die tyd van Jesus se terugkom, gaan daar 'n groot wegbreek wees uit die kerk uit, dat ek en jy nie die oorsaak wees daarvan nie. Dat ek en jy eerder mense se hande vat en hulle help om staande te bly in alles. Die Here is lief vir jou. Die Here maak sy hele hart vir jou oop. Hy staan met oop arms en wag vir jou. Wat gaan jy daarmee doen? My gebed is dat jy 'n ontmoeting het, weer 'n ontmoeting met hom hê, soos wat jy nog nooit in jou lewe gemaak het nie. En dat dit die begin gaan wees van 'n nuwe seisoen in jou lewe, waar jy die grootheid van God elke dag belewe. Amen.